Dis net hierdie watch. Sonder. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Die wie in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. En so ook aan die wat nog lewe, dat hulle in ewigheid nooit sal sterf nie. Goeiemôre almal. Welkom aan die familie, die vriende, broers en susters in ons Here Jesus Christus. Ek wil vra dat ons almal sal saam staan en net sal bid. Hemelse Vader, U het die Seun Jesus Christus gegee om aan die kruis te ly en te sterwe, en U het hom in heerlikheid opgewek. Ons dra Gerrit aan U barmhartigheid op, en ons bid dat U die pyn en die lyding, die onverwagtheid van sy dood ten goeie mag gebruik, en dat U naam vir ewig verheerlik mag word.
vertroos almal teenwoordig in hulle droefheid en onderskraag sy familie met u liefde. Mag hulle nie rou soos diegene wat geen hoop het nie, maar in die geloof dat Jesus Christus gesterf en weer opgestaan het, weet dat u diegene wat in hom ontslape is, weer saam met hom sal opwek. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Amen. U kan die sitplekke neem. Ons het vandag die geleentheid om die lewe wat God vir Gerard gegee het te vier. Dit mag moeilik wees, maar die woord van die Here sê dit is goed om hier te wees vandag. Ons lees in Prediker 7 vers 2, dit is beter om te gaan na 'n huis, na 'n klaaghuis, as om te gaan na 'n huis van maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem. Eerstens gee dit ons vanmôre die geleentheid om die lewe wat God vir Gerard gegee het te vier. Ons is hartseer, maar ons wil hom eer betoon, ons wil hom hulde bring vir sy uniekheid. Ek wil graag die begrafnisbrief lees. Daar was 'n regstelling gemaak, so Gerard Wallace Barnard, gebore op die 30ste Oktober 1954 en het die tydelike vir die ewigheid verruil op die 27ste Mei 2025. Lees graag die familiebrief. Liewe pa, ek het die afgelope paar dae besef hoe drasties ons lewens nou verander het. Niks sal ooit weer presies dieselfde wees nie. Pa se naam gaan nooit weer op ons foon verskyn nie. Ons gaan nooit weer pa se stem hoor nie, of saam nonsens praat, of daardie bekende, hallo my kind, of tot ziens my kind, hoor nie. Dis 'n besef wat diep sny. Ons verlang al klaar na daardie klein oomblikke, na daardie eenvoudige dinge wat ons soms as vanselfsprekend aanvaar. Ons besef nou hoe kosbaar dit werklik was. Pa het sy foute gehad, wie van ons het nie. Maar niemand sal ooit kan sê dat pa 'n slegte mens was nie. Verkeerde besluite maak 'n mens nie sleg nie. Dit maak jou net mens. Pa was 'n goeie mens, met 'n sagte hart, 'n sterk gees en 'n liefde wat altyd probeer het om die regte dinge te doen. Pa was ons steunpilaar in die tye toe ons dit meeste nodig gehad het. Pa het ons beskerm en veilig laat voel in die moeilike tye. Ons weet nou dat dit nie altyd maklik vir pa was nie. Dat pa ook swaar gekry het, dalk selfs meer as wat ons besef het. Pa het sterk gebly vir ons onthaalwe. Daarvoor sê ek opreg baie dankie. Ons het daardie krag nodig gehad en pa het dit elke keer gegee. Pa het nog nooit mense voor ons sleg gemaak nie, ook nie gejudge nie. Dis 'n voorbeeld dat pa vasberade was om ons te leer en ek's dankbaar daarvoor. Pa het respek vir ander gehad, selfs in moeilike tye waar pa gejudge was en dinge moes aanhoor wat bitter seer gemaak het. Dis 'n les wat ek eers nou regtig waardeer. Tog het ons pa se keuse en besluite soms geoordeel. Ek wil vandag sê ek is jammer. Ek is jammer dat ek soms nie verstaan het nie, dat ek nie agter die besluit die mens raak gesien het nie. Dit is nie ons plek om te oordeel nie, dit was pa se lewe, pa se pad. Ek vra hom verskoning uit die diepste plek van my hart. Pa se liefde het nie net ons bereik nie, maar ook pa se skoonseun, skoondogter en kleinkinders. Hulle het geweet, hulle het 'n oupa wat omgee, wat met trots van hulle praat.
wat altyd 'n sagte hart vir hulle gehad het. Pa het selfs die voorreg gehad om agterkleinkinders te hê, 'n nalatenskap van liefde en lewe wat sal voortleef, lank nadat pa weg is. Hulle sal groot word met stories oor hulle oupa, en hulle sal weet, selfs al het hulle pa nie vir baie jare geken nie, dat hulle deel wees van 'n besonderse mens. Pa is nou op 'n plek van rus. Ek hoop dit is alles waarvoor pa ooit gedroom het en meer. Ek hoop pa saam met pa se blue-eyed girl en hoop pa gesels ure lank met pa se ou vriende en geliefdes. Ek hoop die liefde en vrede van God omvou pa soos 'n sagte kombers. Ek weet ons sal mekaar weer sien. Tot dan, rus sag pa. Ons sal altyd lief wees vir pa en sal pa se stem in ons hart hoor elke keer as ons stil raak. Met liefde en verlange, Gerrit, Karen en kleinkinders. So het ek op my eie beurt ook vir Gerrit leer ken, daar in die vryeltjie waar hy gebly het. En elke keer as ek daar sou gaan bedien, was Gerrit statig, maar teenwoordig. Was Gerrit altyd tentatief besig om te luister na die boodskap wat ek met hulle sou deel. En ek kan ook regtig vanmôre verklaar, hy het gelukkig gelyk. Hy het altyd gelukkig gelyk. Hy het altyd gegroet as hy hier by die kerk instap. Hy was elke Sondagmôre in die kerk. As jy vir hom 'n geleentheid gegee het om op te kom na die huis van die Here, as ek weer sien het El Shaddai al daardie mensies deurgebring en dan sien ek vir Gerrit instap. Hy was lief vir daardie deftige trui sonder moue. So wit trui wat hy altyd gedra het. En so het ek hom geken elke Sondag wanneer hy aankom, dan sou ek altyd mos kyk, ek is 'n stoute pastoor. Ek's nie 'n dominee wat statig, stil en op sy plek is nie. Ek's 'n mens. So ek hou daarvan om die siel ook uit te trek. Tannie Maureen, jy sal weet, Marius, jy sal weet. En ek dink 'n mens moet mens wees. En ek dink werklik Gerrit was mens gewees. En so weet ons dat die woord van die Here ook vir ons leer dat daar 'n tyd kom, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te lewe, daar's 'n tyd om te sterwe. Daar's 'n tyd om te plant, en daar's 'n tyd om uit te ruk. En so kom ons vandag en wil ons hulde en ere bring aan Gerrit vir die mens wat hy was. En ek wil ook vanmôre vir u 'n geleentheid bied. Die familie het gevra dat ek hulle briewe sou voorlees omrede die emosies wat bietjie vloei vanmôre. Maar ek wil vir jou ook 'n geleentheid bied. As jy vanmôre 'n huldeblyk wou bring en 'n staaltjie wou vertel van dit wat Gerrit in jou lewe gedoen het, dit wat hy dalk vir jou beteken het, wil ek graag nou vir jou daardie geleentheid bied. Is daar enige iemand wat vanmôre ons so 'n staaltjie wou kom vertel? Stef. Halleluja. Stef. Dion. Baie dankie. Ons saai uit vir die manne en mense daar oor see. Kom staan hier voor by my. Kom gebruik maar die mikrofoon asseblief. Ek het Gerrit die langste geken van al die inwoners daar by El Shaddai se woning. Ons het aan plek 'n aanbod gemaak om oor te vat in Desember 2023. So ek was baie aangeneem. Die werkers het nie die deur oopgesluit nie. Sy daar gekom het, Gerrit het die deur oopgesluit. So ek en Gerrit het van daai tyd af het ons gekonnekteer met mekaar. Want dan jy konnekteer met iemand
elke mens in die lewe, party mense net anders. So hy was een van daai ouens wat jy anders doen. Soos pastoor nou gesê, as jy iets ook al doen gehad het, gaan altyd opgeslaan voor iemand iets gesê het en hy dit vir jou gedoen. 7 uit die 10 keer uit as ek geraai het geraad saam met haar. En het was, as ek hom nie saamvat nie, dan was hy vol gekom. Pastoor, hy was nog een kandidaat wat gedoop wil word. As gevolg van die invloed. Joker, gaan nie vir jou sê wat hy gesê het van die mans, maar gaan vir jou sê wat hy gesê het van die vrouwens. Sy dochter is baie mooi, maar het 'n ander woord gebruik. En toe sê hy gaan net so die man so, en hulle gaan vir my kwaad wees. Kyk, so het Gerard tot op die einde vir almal iets gedoen. Almal gehelp. Hy was daar. En julle gaan trots wees. Dankie. Baie dankie, Dion. Altyd bereid. Altyd gelukkig. Nooit oorkla nie. Kom ons gaan voort en lees die briewe van die familie. Ek begin ergens. Sy huiskoonpa, waar begin ek? Al wat ek weet is dat ons jou vreeslik gaan mis. Jy was die beste skoonpa wat 'n skoonseun kon voorvra. Jy was altyd daar vir raad. Het nooit in ons huwelik ingemeng nie. Inteendeel het jy die meeste van die tyd my part gevat, moet ek sê. En mag ek onderbreek in die brief, want soos ek sê, ek's 'n mens, ek's 'n mensepastoor, en dit was nou vir my komies om dit te lees, en ek dink miskien 'n mooi luister, gaan jy dit ook optel. Hy sê, nou moet ek dit by plek kry, het nooit in die huwelik ingemeng nie, inteendeel, het die meeste van die tyd my part gevat, maar nou wil ek weet wat se inmeng. Dis snaaks so ons mens is, as dit vir ons is, dan is dit oukei. Maar as dit teen ons is, dan meng jy in. Dit was vir my so kostelik om dit te lees, dankie, Ernest. Maar kom ons lees verder. Jy is altyd goed vir ons op jou eie manier. Ek het jou nooit ooit kwaad gesien nie. Nooit jou hoor iemand verwyd of sleg praat nie. Nooit het jy fout gesoek of iemand anders blameer vir goed nie. Iets wat die Bybel ons geleer het en iets wat ons definitief by jou kan leer. Sonder twyfel. Jy was die mees saggeaarde en liefdevolle skoonpa wat my altyd net wou help en bystaan. Die gesprekkies en die oproepe tussen jou en Karen, byna elke dag gaan ek die meeste mis. Waar ek probeer inchip en grappies met jou maak. Dit was vir my waardevol, maar ook sielsverrykend. En ek kon elke keer hoor in jou stem hoe gelukkig en trots jy op ons was. Dankie vir oupa, wat jy was vir ons kinders en agterkleinkinders. Doppie, ek gaan jou vreeslik mis. Jy was die enigste pa-figuur in my lewe en daarvoor sal ek jou vir ewig dankbaar wees. Jou skoonseun, Ernst. Dan lees ons, liewe oupa, daar is so baie klein dingetjies wat ek altyd van oupa sal onthou. Ek onthou hoe ons saam Uno gespeel het. Ek, oupa en nog van die familie. En elke keer as ek vergeet het om Uno te gesê op my laaste kaart, was dit oupa wat my met 'n glimlag gevang het. Ek was maar 'n slegte verloorder. Oupa het altyd geduld met my gehad. My 'n stokkie lekker of iets gegee, net om te wys dat dit nie oor wen of verloor gaan nie, maar oor saam wees. As oupa kom kuier het hy vir my die lekkerste Marmite en blaarslaai broodjies gemaak. Iets so eenvoudig, maar wat ek nooit sal vergeet nie.
is daar die klein goedjies wat wys hoeveel liefde oupa aan alles gesit het. Oupa het altyd jong van gees gebly. Hy het vir my WhatsApp stickers, grappies en foto's gestuur, partykeer op snaakse tye van die dag. En dit het altyd 'n glimlag op my gesig gesit, want soms was dit nie iets snaaks nie. Die jonger generasie, julle weet mos. Ek is jammer as ek nie altyd geantwoord het nie, maar dit het my altyd gewys. Oupa dink aan my. Oupa was een van daardie mense van wie niemand iets slegs kon sê nie. Want oupa het altyd net goed en liefde agtergelaat waar jy ook al gegaan het. Hy was 'n man van rus, van vrede en van stilte. 'n goeie man, 'n goeie pa en vir my 'n ongelooflike oupa. Ek is so dankbaar dat ek oupa my oupa kon noem. Dankie vir elke herinnering, elke grappie, elke broodjie, elke oomblik. Die wêreld is 'n armer plek sonder oupa in dit. Maar my hart is voller omdat ek oupa gehad het. Rus sag oupa. Ons gaan oupa ongelooflik baie mis. Ek is vir altyd lief vir oupa. Liefde Duanay of Sissa. En dan lees ons Renier wat sê, liewe oupa, waar begin ek? Ma het gesê ek moet my hart uitpraat, want daar is so baie. So ek glo nie die persoon wat hierdie lees, gaan baie gelukkig wees met my as hulle deur 'n hele boek moet lees nie. Maar ja, dit spyt my dat ek nie vandag hier is om my laaste goodbyes te kan sê nie. Ek weet almal sit hartseer en met trane om baie te sê vandag. En ek ook. Maar ek weet oupa is in 'n beter plek en vandag is nie eintlik 'n goodbye nie, maar 'n tot later. Ek sal wat gee om net daai laaste geselsie te hê en 'n laaste doppie saam oupa te drink. Ook vir die laaste Sondagmiddagete. Kyk, dit was die lekkerste. Ja, ma en pa kan kook, maar oupa se Sondagetes was maar die beste en uit die boonste rakke. Maar moenie vir ma en pa sê nie. Anders kan dit my one-way ticket wees om vir jou te kom kuier. Die tye wat ons so saam gery het in daai skyline van oupa, sal ek nie vergeet nie. En dan staan ek pennetjie regop tussen die sitplekke en dan skel ma ek moet sit. En oupa altyd het gesê, Karen, los die kind. My en oupa se sang wat ons kliphard saam gesing het, hier op die Perskomberg. Daar is so baie goeie tye om van te praat, maar dit is tye wat ek altyd sal koester en onthou. Oupa het altyd in my geglo en was altyd daar gewees vir my, al het ek nie daarvoor gevra nie. Dis maar moeilik om die brief te tik. My hart is swaar en my oë vol trane, maar ek weet oupa kyk af oor ons en is hier by ons almal. Oupa sal altyd diep in my hart lê en ek sal seker maak, Kaiden en Sky sal altyd weet wie oupa is en watter goeie mens oupa was. Ek gaan oupa opreg vreeslik baie mis. Daar was goeie tye en slegte tye, maar die liefde sal altyd in my hart oorloop vir oupa. Ek sal seker maak om altyd mooi agter die ou vrou, ma, van my te kyk. Ek is baie lief vir oupa, sal altyd wees. Tot later, ou toppie, Renier. En ons laaste brief, goeiemiddag. Waar begin 'n mens? Dis Davey wat vir ons sê, hoeveel aande het ons as kinders in julle kamer kom slaap? Hoeveel oggende moes ons borde skoon eet, om nie skorrelgoed te was nie? Ou maat, ou Barry, Black,
Brek. Het ons leer fietsry. Toe Joker sy bike gekry het, moes ons leer swem en bommies maak. Daar is soveel om voor dankbaar te wees, maar jou liefde en omgee het nooit perke gehad nie. Ons het 'n paar meetings gehad wat net ons kan deel, maar ek gaan jou mis met my hele hart. Oom Barry het ons groot gemaak om alles te waardeer en om te gee en hard te werk. Liefde soos joune kan mense nie beskryf. 'n Brek, jy moet nou rus en weet my hart is seer, maar jy is die beste pa, oupa, oom en maat. Rest in peace, my champ, Davey. So gee dit ons vanmôre die geleentheid om afskeid te neem, om 'n hulde en eer aan Gerrit te bring vir wie hy was. Familie het ook vir my gevra om asseblief net die bedankings te doen. Daar beweeg ons oor na die bedankings. Eerstens wil ons aan El Shaddai Vryeltjie sê, dankie vir die laaste amper 2 jaar wat julle na ons pa gekyk het. Hy was gelukkig, gesond en het soveel nuwe vriende gemaak. Hy was 'n veel rustiger mens by julle. Tannie Ivy Volker, Tannie was sy maatjie, vertroueling en steunpilaar in sy laaste paar jaar, en ons waardeer die vriendskap wat Tannie hom gegee het opreg. Dit het hom 'n gelukkiger mens gemaak. Journeys en begrafnisdienste, baie dankie dat julle in hierdie moeilike tyd als gedoen het om die journey van totsiens sê so maklik as moontlik te gemaak het. Almal wat vandag hier is, almal van ver, ons almal het ons rede hoekom ons nou hier is. Van baie my maat, of ek is jammer, of ons gaan jou mis. Ek hoop ons almal vind vandag ons vrede, en dankie vir julle tyd wat julle aan ons pa afgestaan het. Laastens aan Ernest, wat nie hier kan wees vandag nie, maar wel aanlyn bywoon. Baie dankie vir jou bydrae en ondersteuning van daai kant af. Ons weet, jy gaan jou toppie baie mis. Baie dankie. Tweedens is dit ook 'n geleentheid vir ons om afskeid te neem. So moeilik soos wat dit ook al mag wees, sal hierdie diens ons help om dit te kan doen. Derdens is dit ook belangrik om te kyk na ons eie lewens. Ons gaan almal eendag sterwe. Dis 'n gepaste tyd om belangrike vrae te vra. Vrae soos, is ek reg om dood te gaan? Waarheen sal ek gaan wanneer my lewe hier op aarde verby is? Geliefdes, hierdie diens vanmôre is meer vir ons wat nog hier is, as wat dit vir Gerrit self is. So ons gaan hom onthou, ons gaan van hom afskeid neem, maar ons gaan op ons eie lewens reflekteer. Baie van ons soek vandag na antwoorde. En ek wil jou gerus stel en vir jou sê, dis oukei. Dis oukei om vrae te vra. Dis oukei om nie alles te weet en te verstaan nie. Dis normaal om te vra waarom dinge so gebeur het. Daar's 'n verhaal in die Bybel wat dieselfde onluikende vraag gevra het, waar mense dieselfde gevoelens gehad het. Ons lees daarvan in Johannes die 11de hoofstuk. Hier lees ons van 'n begrafnis waar harde vrae, diep emosies en ontluikende hoop was. Die oorledene was Lazarus, wat ook van 'n hegte familie afgekom het. Martha en Maria, sy 2 susters. En soos Gerrit was hy van 'n goeie familie,
met baie vriende. En een van sy vriende was Jesus Christus. Jesus, dag 4 dae na sy dood is daarop. En beide, Martha en Maria, hardloop op hulle eie beurt na Jesus toe en sê, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Ek veronderstel sommige van julle het ook as vra. As ek maar net meer tyd saam om spandeer het. As ek maar net dit of dat gedoen het. Moet jy self nie blameer nie. Dis nie gesond nie, en dis ook nie jou skuld nie. Die woord van die Here sê, alles in sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En terwyl ons nie heeltemal verstaan waarom nie, weet ons dat dit wel Gerrit se tyd was. En wanneer ons die verhaal van Lazarus verder lees, vind ons die kortste vers in die Bybel. Terwyl daar baie vriende en familie rondom gestaan het, het Jesus bedroef nader gestap en gevra, waar het julle hom neergelê? En van al die dinge wat Jesus kon sê en doen, vertel die skrif vir ons, Jesus het geween. Ek wil vanmôre vir jou sê, as die koning van die konings, die almagtige, die volmaakte mens, wat sy vriend se begrafnis bywoon en sonder verskoning of verleentheid openlik tree, dan het jy ook die volste reg om te tree. Die mense het selfs gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. As jy vandag wou tree. As ons koning Jesus kon huil, mag jy ook uit en gee aan jou gevoelens. God voel jou pyn. Hy wil deel hê daarin. Hy wil jou daardeur help. Ons hemelse Vader weet hoe dit voel om iemand aan die dood af te staan. Hy het sy eie seun Jesus Christus nie gespaar nie. Maar my vraag vanmiddag aan jou is, waarheen sal jy gaan wanneer jy sterf? Ek het die geleentheid gehad om die blye boodskap te deel daar by El Shaddai en by die vroueltjies waar ek besoek. Kyk, ek is 'n evangelis deur en deur. As jy my wil leer ken, gaan jy eers die blye boodskap hoor. En wanneer daar die blye boodskap en daar die vroueltjie uitgegaan het, was Gerard vooraan om sy hart opnuut vir die Here te gee. Daarom het die Gees wat in hom gewoon het, in hom gewerk om elke Sondag wanneer die geleentheid vir hom daar was, in die huis van die Here te wees. Daarom weet ons dat deur die genade van die Here, omdat hy geglo het in Jesus Christus, hy nou by die Here sal inwoon. Johannes 11 vers 25 in dieselfde geleese gedeelte lees ons Jesus sê vir haar, dis vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Geliefdes, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun nie gespaar het nie, maar hom uitgelewer het aan 'n houtkruis. En daardie Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, die wie in my naam glo, sal gered word. Dit is 'n besluit wat voor elkeen van ons staan. Glo jy in die Here Jesus Christus, want dan sal jy in der ewigheid lewe. Dan is daar vir jou 'n hiernamaals, dat wanneer
ons hierdie diens hou om hulde en eer aan jou lewe te bring, dat ons met alle reg kan sê, deur die genade van God is jy in die hemele. En as daar enige onsekerheid is, ons gaan nou ons verversings geniet agter in die saal. Neem die vrymoedigheid, kom gesels met my, maak 'n afspraak met my. My nommer is op die bord, daar buite op die kerk. Stuur vir my 'n WhatsApp. En gee my die geleentheid om hierdie blye boodskap met jou te deel. Want in Christus Jesus is daar vir jou verlossing. En daarmee sluit ek af. En ek wil graag dit weer lees. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Maak daardie vraag wat Jesus in die woord van God vra, maak dit vanmôre jou persoonlike vraag. Glo jy dit? Amen. Amen. Nou wat ons doen, omrede, julle ken die weer in Port Elizabeth, vandag is die weer goed genoeg, maar omrede ons uitsaai, wil ons maar almal tegemoet kom. Wat ons doen is, ons doen die, omdat ons nie graf toe gaan nie, dit 'n verrassing is, en daar nie 'n teraards bestelling gebeur by die graf nie, word die stoet gewoonlik gesien as die graf, daar die finale plek in hierdie lewe waar ons kan groet, maar omdat dit 'n verrassing is, gaan daar die groet gebeur by die stoet, word die stoet gesien as die graf, en sou ons die toesegging daar buite doen, maar ons gaan dit vanmôre hier in die diens doen, hier in die kerk doen, en daarna kan u ook by die stoet finaal groet. So ons doen graag die toesegging, en ek lees vir julle uit 1 Korintiërs 15, vers 20 tot 22. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Ons wat die Here dien, die wat Jesus Christus ken, die wat wandel in sy woord, weet dat die Bybel vir ons sê, die wie op God vertrou slegs vir hierdie tydelike lewe, is die grootste dwaas. Ons glo dat daar hiernamaals is. Ons glo dat daar 'n dag gaan kom wat die bassein sal blaas en wat die Here Jesus sal terugkom om die te kom haal wat aan hom behoort. Die woord sê vir ons in 1 Korintiërs 15 dat die wat ontslaap het sal eerste opstaan en daarna ons wat nog lewe sal van gedaante verander en ons sal hom tegemoet gaan in die lig. Daar is 'n hiernamaals wat op ons wag. 'n ewigheid in die teenwoordigheid van God, 'n ewigheid waar daar geen pyn, geen lyding, geen tekort, geen dood meer sal wees nie. Waar ons in God se teenwoordigheid sal wees vir altyd en altyd. En daarom gaan ons hierdie liggaam aan die Here toewy. Ons gee die liggaam van ons liewe broer Gerrit om veras te word. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. En ons dra hom op aan die regverdige en genadige oordeel van hom wat alleenlik verstaan, Jesus Christus, ons Here. Mag ek vra dat ons almal net saam staan en afsluit met gebed. Liewe Here, ons dank U vanmôre vir hierdie geleentheid waarin ons weer in U woord kon wandel, waarin ons met alle eer Gerrit kon groet, waarin ons kon afskeid neem en sy liggaam en oorskot aan U betroubare hande voorlê.
Here, ons kom vanmôre en ons bid dat U deur die Heilige Gees krag in elkeen van ons harte sal werk. Here, U woord leer ons, kyk, ek staan en klop. Dat die een wat my stem hoor en oopmaak, sal ek ingaan na hom en 'n maaltyd met hom hou en hy met my. Dankie Here dat U gister, vandag en môre dieselfde is. Dankie dat ons kan weet dat na hierdie lewe daar vir ons 'n ewigheid wag in U teenwoordigheid. So werk dit ook in ons menswees, werk dit in ons gedagtes, werk dit in ons harte, dat ons U sal soek, Here. Want U woord sê, soek my en jy sal my vind. Here, ons loof en prys U en ons gee die oorskot van Gerrit in U betroubare hande oor. En ons bid, Here, dat U alleen wat by magte is om weer op te rig, ook in daardie dag van die wederkoms, hierdie as weer tot verheerlikte liggaam op te rig. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. En almal sê, Amen. Amen. Ek wil vra dat die draers vir ons na vore kom en voor ons nou gaan uitstap en daardie mooi treinklanke na gaan luister, want dit is so kosbaar. Hy was 'n treindrywer gewees en dis die eerste keer dat dit in 'n diens gespeel word. So ek sê baie dankie aan die familie en vir daardie gebaar. Maar ek wil net verduidelik wat gaan gebeur is as jy klaar agter te beweeg het, na die stoep toe gegaan het en gegroet het, dan kan jy aan die kant van die kerk ombeweeg na die klein hekkie toe, of jy kan hier deur die kerk beweeg na die saal toe hier agter waar die familie vir ons verversings en alles voorberei het en net daardie samesyn ook saam met ons dan te kom geniet. So die draers, as ons kan Adele daardie lied speel en dan sien ons mekaar daar agter in die saal. Baie dankie, ons is dan vir daar.